Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons is vanoggend in U teenwoordigheid hier by mekaar en ons kom vra net dood eenvoudig vir U leiding, vir U liefde en vir U ondersteuning. Nie net vir ons wat vanoggend hier by mekaar is nie, maar vir 'n gehele gemeenskap van mense wat die lewe moes aanpak op 'n anderste manier as wat ons die lewe aanpak. Vir elke liewe dowe persoon in ons gemeenskap, in ons land en in die wêreld, kom dra ons hierdie erediens op aan hulle, sodat hulle U teenwoordigheid te midde van die stilte elke liewe dag sal hoor, beleef en ervaar. Hemelse Vader, Here, ons wat die voorreg het om te kan hoor, help ons om te luister. Help ons om U stem te onderskei in die weke en die maande en in die jare wat voorlê. Gees van God, wees saam met diegene wat op ons gebedslys is. Mag U hulle dra en ondersteun in hierdie moeilike omstandighede waarin hulle self bevind. Dan vir diegene wat verjaar, mag hulle U seën in hulle nuwe lewensjaar beleef en ervaar. En mag hulle elke liewe dag U teenwoordigheid raak sien. Gees van God, wees met ons nou in hierdie oomblik. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Net so sittend nader ons tot die Here wanneer ons saam sing Vlam 406, ek wil kom stil word. Ek wil kom stil word hier aan U voete, ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vra voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfsug en rykdom, en ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat honger en lyding glad nie verstaan? Wat van die mense wat stikkend en seer is? Wat van die een wat eensaam vergaan? As ek dan vra, Heer, waar is U liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek hoor al U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by hom skuil. In Nahum 1 vers 7 kom bevestig dit wat ons almal weet. Kom bevestig dit die rede hoekom ons vanoggend hier by mekaar gekom het. Want die almagtige Vader
die een wat sy seun vir ons aan die kruis opgeoffer het, wil met ieder en elkeen van ons se pad stap. Hy is vir ons 'n toevlugsoord. Hy is die een na wie toe ons kan gaan in ons tyd van nood. Hy is die een by wie ons kan gaan huil. Hy is die een by wie ons vreugde kan deel. Hy is ons God. Daarom, my liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Ek wil jou uitnooi om op te staan en 'n loflied tot eer van die Here te sing, wanneer ons saam sing, Here Redder, groot en magtig. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook my hand kom vat. Hier die lyding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my Redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, doch wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, die lyding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Al die kinders, julle ken die prentjie, julle weet wat dit beteken. So asseblief kom vorentoe en kom sit net hier voor, reg voor. Daar sy. Hallo. Oh, baie dankie. Ai. Ek kan nou mos nie sê vir hierdie chocolate nie. En heel toevallig is dit een van die chocolates waarmee ek so sukkel. Ek sal 3 glase water drink vandag. En bietjie minder inskep met Sondagmiddagete. Hoe gaan dit met julle? Goed. Is julle nou al moeg vir skool? Ja. Nee, nog nie. Hoekom is jy nog so opgewonde vir skool? Hey, jy kan al jou vriende sien, dis 'n goeie ding, nee? Wees opgewonde om al hulle vriende te sien. Ok, dis 'n goeie ding. Ok, ek wil vanoggend vir julle 'n vraag vra. As julle na hierdie glas kyk, nee? Steek jou hand op as hy vir jou half vol is. Ok? Steek jou hand op as hy vir jou half leeg is. Ons het werk om te doen.
Ons het baie werk om te doen. Hy is al twee, nee? Dit hang af van wat se perspektief jy daarna kyk. 'n Glas kan of half leeg wees, beteken daar is helfte van dit minder. Ek sien ek het bietjie meer gedrink as die helfte daarvan. Nee, of hy kan half vol wees. Nou, die wetenskaplikes en die sielkundiges sê, die manier hoe jy hierdie vraag antwoord, bepaal hoe jy kyk na die lewe. So, meeste van julle het gesê, jy kyk na hierdie glas met sy halwe vol water in as half leeg. Nee, dit beteken, dis nou wat die wetenskaplikes sê, jy kyk na die lewe en om kerk toe te gaan en om skool toe te gaan en om jou taakies by die huis te doen en jou huiswerk te doen en al daardie dinge kyk jy vanuit ek is nie eintlik regtig lus om dit te doen nie, nee. Ja. En aan die ander kant, die van julle wat gesê het, maar weet jy, hierdie glas is half vol, nee. Julle kyk na die lewe, nee, na om skool toe te gaan, na om kerk toe te gaan, vanuit 'n positiewe perspektief, nee. Van julle is julle bly om kerk toe te gaan en opgewonde om skool toe te gaan. En is julle bly om julle huiswerk te doen? Nee, okay, ek het dit nou 'n tree te ver gevat. Maar so, op ons geloofspad, nee, kan ons geloofslewe 'n half vol of 'n half leë lewe lyk, nee? 'n halwe leë glas sê, ag, ek moet nou dit doen, en ek moet nou my Bybel lees, en ek is nou nie lus om na die storie te luister, wat juffrou vir ons in die klas lees oor die Bybel nie, en ek is nie lus om kerk toe te kom nie, en ek is nie lus om te bid nie, en ek is nie lus om al daardie dinge te doen nie, nee? Maar 'n halwe vol geloof, nee, is, ek kan nie wag om my Bybel te lees nie. Ek kan nie wag om te bid nie. Ek kan nie wag om kerk toe te gaan nie, want ek wil meer van Jesus leer. Ja, 100% dit wat jy nou net gesê het. So, as jy nou weer 'n glas water kry, nee, vra jouself die vraag, hoe kyk jy na jou pad wat jy saam met Jesus stap? Is dit half vol? Is jy of half leeg? Is jy opgewonde vir Jesus? Of is jy nie aldag lus om al die kerklike goed te doen nie? Weet julle wat's wonderlik? Eendag kan jy 'n halwe vol glas hê en die ander dag is dit 'n halwe leeg glas. Dit kan een of al twee wees. OK? Kom ons bid saam. Liewe Jesus, hier waar ons vanoggend bymekaar is, kom vra ons, liewe Here, dat ons kinders se perspektief positief en optimisties sal wees vir hulle geloofspad en hulle reis wat hulle saam met U loop. Here, mag hulle opgewonde wees om vanuit die Bybel te leer. Mag hulle opgewonde wees om vir U te bid. Mag hulle opgewonde wees om kerk toe te kom en meer van U te leer. Here, seën elke liewe kind in ons gemeente. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Kyk, julle kan na die kleuter en die kinderkerk toe gaan. Dit was toe nie Frida wat my wou vergiftig nie. Ek wil dit net sê, disclaimer. Ek wil jou uitnooi om jou Bybel oop te maak, indien jy hom saamgebring het vanoggend by Psalm 112. En as ons saam vanuit die psalmbundels gaan lees, dan gaan ek sê wat my
Hebreëse professor gesê toe ons vir die eerste keer met die psalms te doen gekry het in Hebreëus. Hy het gesê, daai lesse wat jou Afrikaanse onderwyser vir jou gegee het oor Auntie Krog en al die bekende digters in die Afrikaanse wêreld, daai metafore en personifikasies en alliterasies en assonansies, gaan haal daai boek, stof dit af, want jy gaan dit nodig hê wanneer jy die psalmbundel wil lees en verstaan en wil interpreteer. Hoekom? Want die psalmbundel is seker een van die grootste versameling gedigte wat ons het in die geskiedenis van die mensdom. En ons moet vir mekaar sê, wanneer ons die psalms lees, dat elkeen van die psalms, soos ons in ons studies van die psalms agtergekom het, in verskeie, die Franse praat van genres in verdeel kan word, en die Duitsers praat van Gattungs. Nou dit is net doeteenvoudig om te sê, ons groepeer die psalms in verskillende groepe. Van hulle is baie maklik en lees ook baie lekker. Hulle staan bekend as lofpsalms. Dis psalms wat lof en eerbied aan die Here toejuig. Ander psalms is meer hartseer van aard en het is meer van 'n klaaglied of 'n lament. En hulle noem ons dan nou lamentpsalms. En dan ander psalms nou weer staan bekend as wysheidspsalms. As jy saam met ons was met die gespreksdienste die vorige 3 weke, dan sal jy agterkom, ons het gepraat oor wysheid en hoe om Bybelse wysheid te verstaan, en een van die sentrale woorde wat ons oor gepraat het vir die woord wysheid, is die Hebreëse woord chogma. Nou, chogma is vir mense wat nou weet hoe naaldwerk werk, wanneer jy lap bymekaar bring. Ek weet nie, ek praat onder korreksie. Chogma is amper half die naald en garing wat 2 stukke lap bymekaar hou en bymekaar bring. In die konteks van die Bybel word hierdie woord dan nou gebruik om vir ons te sê, maar wysheid, Bybelse wysheid, wysheid wat van God afkom, is letterlik die naald en die garing wat die skepping bymekaar hou en in stand hou. So, as ons praat van Bybelse wysheid, is dit om na die wêreld te kyk, na die skepping te kyk, vanuit God se perspektief, om die chogma in die skepping raak te sien. Hoekom sê ek dit vanoggend vir julle? Want Psalm 111 en Psalm 112 staan elkeen in besonder bekend as wysheidspsalms. Soos ons Spreuke lees om sekere inligting te bekom oor hoe die samelewing en die wêreld werk, so wil Psalm 112 en 111 vir ons bepaalde waarhede oor die wêreld leer. En is dit belangrik dat ons dit in ons gedagtes moet hou wanneer ons dit lees. Wanneer ons self by Psalm 112 kom, dan is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, Psalm 112, hier's nou 'n verskriklike groot woord op die skerm. Die Psalm staan bekend as 'n akrostiese Psalm. Wie weet wat is akrosties? Moenie worry nie, ek sal verstaan as julle nie weet wat dit is nie. Dis net doeteenvoudig om te sê, 'n akrostiese gedig is wanneer die eerste letter van die versreël begin met 'n letter in die alfabet. En dis wat julle vir my sê, maar elke liewe versreël begin met 'n letter in die alfabet, dit is mos hoe woorde werk. Nie heeltemal nie. Hoe die gedig of die psalm dan nou saamgestel is as die eerste letter in die alfabet A is,
dan begin die eerste versreël se woord met 'n A. As die tweede letter B is, begin dit met 'n B. En so gaan ons dan nou aan in die volgorde van die Psalm, in die Hebreëse alfabet. Wie weet hoeveel letters is daar in die Hebreëse alfabet? Hoeveel letters het ons in ons alfabet? 26. In Hebreëus het ons 22 letters. So 4 minder. So dit beteken, ons het 24 verse om te lees vanoggend. Ek grap net, dis net 'n 10 verse Psalm. As jy die 2020 vertaling by jou het, sal jy dan nou sien, het die skrywer of die vertaler baie moeite gedoen om vir jou daai akrostiese beweging uiteen te set en te illustreer. En dan die laaste opmerking wat ek daar maak, en het ek al reeds gemaak, is om te sê, wanneer ons Psalm 112 lees, moet ons dit saam met Psalm 111 lees. So ek nooi jou uit, vanaand of in die week, wanneer jy jou persoonlike tyd saam met die Here spandeer, gaan lees Psalm 111, wat ook 'n akrostiese Psalm genoem word, en gaan vind uit, wat is die verhouding tussen die twee. Psalm 111 is meer gerig op God. God is die wyse God. God is die een wat alles in stand hou. God is die een na wie toe ons moet gaan in ons tyd van nood. En Psalm 112 is dan nou meer op toepassing van ons. Hoe lyk 'n regverdigde, iemand wat se pad met die Here reg is? Met dit in ons gedagtes en met daardie wete, nooi ek jou dan nou uit om jouself voor te berei om die woord van die Here te hoor, wanneer ons saam hierdie epiklese gebed saam bid. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Ons gaan dit net so sit en doen. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot Heer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot Heer. Ek lees vir ons Psalm 112. Halleluja! Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Sy nageslag sal magtig wees in die land, 'n geslag opregtes wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dit gaan goed met 'n mens wat goedhartig is en uitleen, wat sy sake eerlik bestuur, want hy sal nooit wankel nie. 'n regverdige bly vir altyd in die herinnering. Vir slegte tyding is hy nie bang nie.
Sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Sy hart is bestendig, hy is nie bang nie. Uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges sy geregtigheid, hou stand vir altyd. Met waardigheid styg sy aansien. Die goddelose sien dit en vererg hom. Hy kners op sy tande, maar kwyn weg. Die begeerte van die goddelose gaan tot niet. Tot sover. In hierdie uiteensetting van die Psalm gaan julle nou sien, langs elke versreël het ek so lettertjie langs aan dit gesit. En toe so hier aan die einde, in die laaste helfte, het daardie lettertjie nou so streepie bo die lettertjie gekry. Nou, hierdie Psalm, nie net moes die digter die kuns gehad het om elke versreël te begin met 'n spesifieke letter in die Hebreëse alfabet nie, maar het hy toe nou gegaan en wat ons noem in die Hebreëse wêreld, in die wetenskaplike wêreld, as 'n gehastiese patroon gaan skep, toe hy hierdie Psalm geskryf het. Nou gehasties kom van die Griekse woord of van die Griekse letter G af en hy lyk soos 'n X, nee? So dit beteken een versreël staan parallel of teenoor die ander versreël. Net 'n voorbeeld, as ons gaan kyk na daai lettertjie A wat daar langs in vers 10 staan by die res, die goddelose sien dit en vererg hom, hy kners op sy tande, maar hy kwyn weg. Die begeerte van goddeloses gaan tot niet. Nee, dan gaan ons nou al die pad terug na A toe. Gelukkig is die mens wat onsag het vir die Here. So wat is die verklaring wat gemaak word? Gelukkig is die mens wat die Here dien. Okay, wat word teenoor dit gestel? Die persoon wat swaar kry. Nee, die goddelose sien dit en vererg hom. Hy kners op sy tande, maar hy kwyn weg. Nee, kom ons vat nog 'n voorbeeld. By reeltjie kof, die B met die streepie bo, met waardigheid styg sy aansien. So, die regverdigde, die persoon wat die Here dien, wat onsag en eerbied met die Here het, sy aansien styg. Okay, B. Sy nageslag sal magtig wees in die land, 'n geslag opregtes wat geseën word. Daar sien ons nou weer 'n parallel, nie noodwendig 'n kontras nie, dat die geregverdigde geseën sal wees. OK, maar ons het vir mekaar gesê, 'n chiasme is 'n kruis, So op 'n punt, en dit is nou waar 'n chiasme nou so mooi is, op 'n punt kom dit wat gesê is en dit wat aan die einde gesê is, by mekaar om die boodskap van die Psalm vir ons tentoon te stel. En waar is dit? Die antwoord lê by die versreël 7c of die Nun versreël, wat daar staan, sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Geseënd is die een wat onsag het vir die Here. Geseënd is die een wat vertrou op hom, want die goddelose sien dit en hulle kwyn weg. Die goddeloses sien dit en hulle word minder. Toe ek hierdie Psalm lees en toe nou vir myself wou verklaar en uiteensit, is die antwoord wat ek toe nou gekry het, is om te sê, maar as ek Psalm 112 kan opsom in 'n enkele vers, of in 'n enkele sin, dan sou hierdie die sin gewees het. Die wat glo
die wat eerbied het, die wat ontzag het, die wat respek het, die wat vrees vir die Here het, sal geseënd wees, sal die teenwoordigheid van die Here beleef, sal 'n wonderlike lewe lei. Toe ek hierdie gevolgtrekking maak, ekskuus, dis my perspektief op hierdie Psalm 'n half leë glas. Het ek so 'n klein bietjie van 'n pessimistiese uitkyk gehad. En was my antwoord, ek wens. I wish. Ek wens dit was so maklik om dit te sê. Ek wens dit was so eenvoudig om te sê. Gelukkig, geseënd is die persoon wat ontzag het vir die Here, wat sy gebooie nakom, wat op hom vertrou, wat op hom staat maak in alle omstandighede van sy lewe. Geseënd, mag dit goed gaan, mag dit wonderlik wees, mag dit fantasties wees vir die ene wat staat maak op die Here. Dan kyk ek na ons gebedslys. Sien ek die mense wat swaar kry in ons gemeente en dan sê ek wens daardie persone wat so swaar kry, dat die Here hulle sal seën. Ek wens dat die Here hulle sal dra. Nou gaan kyk ons na die makro-omstandighede van die wêreld. Hierdie is 2 fotos. Aan julle linkerkant is 2 seentjies wat, soos julle kan sien, baie swaar kry. Aan die regterkant is dit hoe hulle strate lyk. Dis Gaza City. Geen nie om wat jou politiese standpunt is nie. Ek gee nie om of jy dit regverdig en of jy dit nie regverdig nie. Dis kinders wat nie 'n stabiele huis het nie. Dis kinders wat se ouers waarskynlik al doodgebom is. Dis kinders wat nie weet wat hulle vandag gaan eet nie. Dis die mense wat swaar kry. In die Oekraïne is dit nie so erg soos wat in die Gaza-strook aan die gang is nie, maar is dit presies wat gebeur. Word families uitmekaar uitgeruk, word families verpletter. In Suid-Afrika, voor ons nie baie ver te ry in die Vanderbijlpark omgewing, om die armoede, die slegte omstandighede raak te sien nie. Dan lees ek vers 10 weer. Die goddelose sien dit en vererg hom. Nou, dit is van toepassing op die geregverdigde, nê? Hy kners op sy tande, maar kwyn weg. Die begeertes van goddeloses gaan tot niet. Dan kyk ek na ons vorige president, wat ten spyte van ons eie armoede in ons land, in hierdie, kan ons maar sê, paleis bly, in 'n luukse motor rondry. En dan het ons geen ander keuse om amper half Psalm 112 te verander in 'n lamentpsalm nie. Waarin ons uitskree, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog voordat die goddelose wegkwyn? Hoe lank nog voordat ons u seën en u teenwoordigheid beleef in hierdie stikkende, gebroke wêreld waarin ons leef?
Hoe lank nog, Here, gaan U toelaat deur die ongeregtigheid wat in hierdie wêreld plaasvind, nog plaasvind? Hoe lank nog, Here? Voordat ons kan sê, maar kan ons hierdie kinders help? Kan ons hierdie families ondersteun? Kan ons die korrupsie en die totale skelmheid in ons land aanspreek? Hoe lank nog, Here? En in my gebede en in my verdere nadenke, toe ek nou oor Psalm 112 gaan kyk het en gaan lees het en nou weer my verstaan van Bybelse wysheid gaan opskerp het daai woord Chogma weer by my kom vassteek. Bybelse wysheid is om na die skepping, na ons medemens, na die berge en die vlaktes, die see, die diere, alles waarna ons te kyk, vanuit God se perspektief te sien. En dan is hierdie Psalm vir ons eintlik dit wat ek daar sê op die bord. 'n idilliese prentjie. Hoe die wêreld veronderstel is om te lyk. Hoe die wêreld veronderstel is om te wees. Hoe dinge veronderstel is om te werk. Dat die goddelose, die persoon wat die Here verwerp, nie die hoogtes inskiet en in luukse motors en in paleise bly, terwyl die armsalige, die armoedige swaar kry nie. Dat regeringsleiers oorlog maak sonder om te dink aan die mense wie se lewens hulle affekteer. Dat ons na ieder en elke persoon sal kyk, soos God na ons kyk. Dat ons na die skepping sal kyk, soos God na ons sal kyk. Dat ons na mekaar sal kyk, hoe God na ons gaan kyk. En dan wil ek saam met die doemprofete van ons tyd, wat dan nou sê, die 29ste en die 30ste September gaan die einde van die wêreld plaasvind, wil ek dan nou uitskree, Here, kom tog gou, dat ons in hierdie harmonie kan leef. Dat U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, in ons harte kan leef. Dat ons saam met die Here die pad sal stap. Halleluja. Gelukkig is die mens wat onsag, eerbied en vrees vir die Here het, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Sy nageslag sal magtig wees in die land, is geslag opregtes, wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Mag ons dit nastreef. Mag ons dit uitleef. Mag ons die vaandeldraers wees van God se liefde in die wêreld daar buite. Ons sluit af
met 'n oomblik van refleksie. Dit is nou hier waar ek nou sou gesê het, een van die groeperings, een van die dinge wat wys hoe stikkend ons wêreld is die wete dat daar mense is wat sukkel om te hoor. Nou praat ek nie van jou ouderdom en jy moet 'n gehoorstukkie kry nie. Ek praat van mense wat gebore is met daardie gestremdheid. Wat die wêreld op 'n heeltemal anderste manier moet navigeer as wat ons die wêreld navigeer. En dat ons die Here sal vra, dat U met hulle sal wees, ten spyte van dit wat hulle vasbind. Dat die Here saam met hulle sal wees, sodat ons saam kan uitroep, loof die Here, want hy is met ons. Loof die Here, want hy stap saam met ons die pad. As koor gaan ons 'n oomblik van refleksie hê, waar ons saam hierdie pragtige lied gaan sing as 'n gebed. Julle kan net so sit en bly. Oh
gee die diakens geleentheid om die offergawe op te neem. Ons sluit dan nou ons erediens af deur om ons geloof saam te bely. Ek gaan jou uitnooi om op te staan. Maar vanoggend gaan ons nie die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam sê nie. Maar ons gaan saam, terwyl ons staan, na 'n video kyk. So 'n paar jaar terug, tydens die COVID-19 pandemie, deur Bybel Media geskep, waarin die apostoliese geloofsbelijdenis deur verskillende gemeenskappe hardop gesê word. Van ons wit Afrikaners, van Nederlanders wat hier hulle self tuis gemaak het in Suid-Afrika, tot iemand wat ly aan Down-syndroom, doof is, blind is en dan nou natuurlik net 'n gewone kind. So wil jou uitnooi, staan saam met my en bely jou geloof in jou hart vanoggend. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees, en 'n ewige lewe. Amen. 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 Net so, dan sluit ons af met
lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees. Staan saam met my en sing hierdie pragtige lied saam. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n hartse stem. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woordheid, woord, ligheid, lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is die grootheid hier. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Heilige Gees, trooster God, is ons voorspraak en ons Heer, vul ons gees, neem beheer, voor U buig ons neer. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag ons die dwaasheid hê om te kan sê ons kan 'n verskil in hierdie stikkende en gebroke wêreld maak. Mag ons die dwaasheid hê om te sê, maar weet jy, ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee, want hy is by my in alle omstandighede. In die naam van ons ewige God en Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons midde teenwoordig is. Amen.